So baie dankie dat ek julle nou mag invite na my sitting room of the soul. Ek gaan vir julle, you understand Afrikaans? Okay. Die eerste boek wat ek gedoen het is I'm really not a writer. Ek het so toe ek 30 was, I was 10 toe ek my hart vir Jesus gegee, maar ek was eers 30 toe I felt now the Spirit came into me. Maar as ek die Bybel gelees het, kon ek nie die skrif onthou nie. So I couldn't remember scripture. And then he started giving me a picture for the scripture. Dan verf ek gaan so tussen praat, want ek het Engelse Bybels gelees, so ek sit met hierdie Engelse scriptures, maar dan het ek prentjies gekry. So toe ek begin prentjies teken om skrif te onthou. En so is ek met my, ek sê altyd, ek dink mense wat glo in reïnkarnasie, ek dink Job het gereïncarnate in my life, because for like, I'm 61 years old on earth now, and for like 60 years, dit was net die een ding op die ander ding, op die ander ding. So ek het hierdie boekie 21 jaar terug, het ek toe met my kunswerk, wat ek probeer het om 'n galery te hê in George, na die kunstefees toe te gaan op Oudtshoorn met al hierdie baie skilderye. Nou ons sit ons nou en wag dat die mense nou gaan hulle koop, gaan hulle nie koop nie, gaan hulle. En ek het so begin in 'n papier op 'n boek net so te scribble net om iets te doen vir 3 dae. En die 3de dag toe kom hierdie boek en hy het net gevloei. So ek het hom toe neergeskryf. En ek het hom maar van al my werk gevat en toe die boekie uitgebring. Maar dit is nou 21 jaar terug wat hy uitgekom het. Maar dit is vir my meer like if Holy Spirit like speaks to you through you, but to someone met jou siel se seer om iemand te bemoedig. So ek gaan hierdie eerste enetjie net nou vir julle lees. Sy naam is Horoscope. Dit gaan maar net oor, ja, dit begin so, dan het ek nou hierdie skillery by dit gesit. Painting. Dit begin met Tokolossi Amatrosi, horoscope. Because in religious culture, dan gaan mense altyd, hulle soek as die duivel so half en alles, demon, dis a demon, oh, this is hell, this is. So dit gaan Tokolossi Amatrosi. You want to come join? The what? That's the noise. Huh? The what? Ze komt net voor het droog. No, we cannot do it now because I just got a half hour. I'm finished in a half hour. Tokolossi Amatrosi, horoscope skandaal, kristalbal, glasie, o Vader, waar jy nou? Ek soek lewe, ek soek weg, ek soek rigting, reg of weg. Na wie toe sal ek hardloop? By wie sal ek leer? Na wie toe sal ek gaan met my maag seer? Stuur 'n haar op 'n pen, jaag dit met kristal en kandelaar. Hoe opwindend, hoeveel pret. Jesus het my vrygemaak deur sy gebed. Hoe opwindend, bevrydend. Al die magte in die lig kan nie staan teen die volheid en die waarheid en die vrede. Kristal, kandelaar en gebed. So het ek elke dag saam met sy gees soveel pret. Hy het gekom om my vry te maak, vol te maak, oor te maak. Kyk, ek maak alles nuut. Jy sal nooit meer dink aan gister wat verby is. Kristal, wierook, mirre, lavendel, gryp dit, ruik dit. Bros, wol, bokhaar, kosmos, lelie, droëblaar. Die aarde behoort aan my, die Here, die volheid daarvan. In die water, onder die water, tot daar waar die verste rotse hang. Van Indië, Bourgondië, Malacca Tibet, arms vol pret. Ek is die Heer van die Here. Ek is die God van alle gode. My naam is Alpha, Omega, begin en einde. Na die maan met piesaks en droë Filistyn. So die hele ding was net to just embrace him in us, dat jy kan weet, hy bly in my en niks kan my onderkry as jy is weet. Hy kan in jou bly. Alright, en toe het gekom hierdie enetjie, die tyd wat ek toen op Grootbrak met my 3 kinders, nadat ek my eerste man verloor het in 'n motorongeluk, geldjie gekry het, toe het ek hierdie
narcissus wat op my inzoom, speel sy kaarte perfect, gaan vir die geld, die weduwee, toe sit hierdie vinnige trou met die nuwe man, 2 weke voor die wedding toe het hy al 'n affair met die wedding planner, vir 12 jaar het hy 'n affair met die hele dorp, en toe sit hierdie false humility van, ek moet vergewe, ek moet die wang draai. So vir 12 jaar het ek vergewe in die wang, en toe het hy my gelos, toe die geld nou klaar is, toe trou hy nou met die laaste ene, wat bless their soul, because ons het elkeen sy eie journey, en die lewe gebeur met ons, om van ons beter mense te word. Jy gaan nooit kan sê, hoekom het ek daai besluit, hoekom het ek dit alles gebeur in 'n plan. So as ek groot praat met die kinders, en toe ek begin, sommer net op hout, kry sy decoupage, verf, en hierdie een dat, ons te begin, ek het toe met groot praat, by die ou pastorie, het ek toe die plan gekry, dat ons daar met die shop het begin, en ons was 4 vrouens wat die shop aan die gang, sy het die mooiste skoene gemaak, ek het haar skoene verkoop, so dit was toe nou groot prak se tyd, en dan is dit altyd, mense kyk ons altyd aan die buitekant na iemand, hulle kyk ons die buitekant en besluit hulle klaar, tussen sy is, so nou sê hierdie stukkie sê, kyk hoe trek sy aan, want dit is die gemeenskap, daar's altyd die buitestanders wat judge en oordeel op hoe jy lyk. Lekker koekoes, lekker simpel, al wat oor sy praat is Jesus, Heilige Gees, en dan trek sy nog so staaks aan, jy moet nou hoor. As sy sê, moet verloor, because he will turn every curse into a blessing. Hierdie Jesus loop so met die Bybel op die arm, weet daarom nie, maar dis warm. Weet jy moet maar praat, jy wat nie werklik miskien weet wat regtig in sy volheid steek. Weet maar gerus hoor, vervloek jy my, en my pa dink dit is sy wedergebore kind wat hulle so van praat. Kom ek verander gou die woorde van bitterheid, in rou, in woorde van volheid en saak. Ek weet van haar geween vir haar volk en my kerk, en ek weet van haar geween vir my seun Jesus en sy werk. Praat jy maar, jy wat nie weet, maar my Vader is so groot, so in beheer, hy verander elke vloekende seun. So dit was nou toolbox, en as daar klomp nog sulke stukke wat met die religious, wat ons kerke werk, koolmelk, taart, en as jy nie al hierdie goedjies doen nie, is jy nou nie in die hemel nie, of jy gaan die hemel toe nie, en jy kan eintlik nou uit die hemel uitlewe. Soos ons 'n groot prak, ek en die 3 kinders, en dit is forever, daar's forever lack, dit is net nooit wil goed deurbreek, maar ek moet in hierdie seisoen van my lewe kom weet, dat hy sê, as hy vir jou gesê het, as ek jou elke dag sorg, is dit vandag manna, vandag se kwartels, nie die hele maand se kos, of die hele maand se wat ook. En so, nou maak ek soppe van, ek is nou al by pampoenblare, ek het nou agterkom van pampoenblare saam met knoffel, ek sê dan die kathare kan jy nou maar opgrap, was grap. So kry ek vir my birthday 6 skaapchoppies, en ons sit dit in die vrieskas, ons braai die 3, ja, so daar was 1 oor, ek sny nou vir jou 'n blokkies, ek gooi vir jou op 'n naanse sop. En my oudste dogter kom so by die pot verby, sy sê, daar was vleis in die sop. En toe kry ek net in my hart, dit is die naam van hierdie boek. En hierdie is 'n werksboek, dit is 'n persoonlike werksboek, wat jy met jouself werk. Ek het nou gaan sommer hierdie enetjie lees. Die Ray-Ban. Dan noem ek hulle Styk 1, soos die plaas van hoofstuk. Styk 36, sy naam is Ray-Ban. Ons loop nie met 'n Ray-Ban, ons loop met 'n dik, gesonde bril. Kyk na mekaar, hoe waar, hoe naar. Hierdie bril wat op ons oë is, kan net sonde sien, sonde uitwys. Al die probleme en die foute name gee. Hierdie bril kry jy net op aarde, maar hierdie bril het geen waarde. Vader se bril het rosy glase, rooi glase, bloedglase. Vader se bril sê nie bande man nie. Vader se bril sien net Jesus se wonde. Vader se bril is te koop in die koninkryk, dit kos geen geld.
So en dan het jy nou om te doen, dit sê byvoorbeeld skryf al die foute neer wat jy in jouself, jou familie, jou vriende sien. Kleur bo oor alles met 'n kruitbloedrooi. Dan skryf bo oor met 'n koutjie pen omdat Jesus aan die kruis gesterf het, dis alles sondes onder sy bloed. Dan brand jy die papier en vra vir die Heilige Gees om dit mooi in die mense raak te kan sien en daarop te konsentreer. En dan is daar skrif wat om dit te stop. Dit is dan vleis in die sop. Toe kom lockdown wat ek sommer look up, ons sommige praat van look up. Toe vra hulle vir my, hulle gaan soos 'n koffietafelboek maak met verskillende skrywers se stukkies en ek het die laaste van hulle edition, daar is nie. So my stukkie wat ek geskryf het was look up tyd. Liewe Vader, ek skryf die brief om vir u baie dankie te sê dat u look up tyd toegelaat het. Die vyand het gedink het vir my baie lelike prentjie geteken. Maandag voor die donderdag het ons almal toegesluit sou word, toe sê hulle vir waar ek 'n maandelikse inkomste verdien het vir my. Goodbye. Met 'n dag se lone, 'n waier en 'n gaatjie pons as 'n farewell persent. Ek het in my hart besluit, die lelike prent gaan ek inkleur. Ek het 3 blikke verf by my broer gekry en klomp klein houertjies kraftpyn by my ma. Die eerste week het ek my hele huis se kaste en laaie uitgesorteer. Ek het bokse gemerk, saad, hou en weggooi. So laat ek eers alles gaan wat ek nie meer gebruik nie en terwyl die huis op konstant met my gespeel het. Die TV het ook, ek ook van ontslae geraak. Want iets my gewys om ontslae te raak van alles wat negatief is. Die tweede week het ek begin verf. Net na paas ouer, toe tackle ek my gang. Die een hele muur wynrooi geverf. Die Heilige Gees het die hele tyd vir my gewys waar om watter kleur te verf. Party kleur het mos 'n kleur het eintlik 'n energie en 'n boodskap. So as ons kleur neersit op die angels reageer op die messages. Want elke kleur het 'n message. So and then you can connect it by scripture. So jou goed raak eintlik 'n message wat hulle op reageer. Okay. In die tweede week het ek begin verf. Great. Toe sê ek dit, party nagte die Heilige Gees my net na 2 uur wakker gemaak. Dan het ek my foon in my broeksak gesit, toe het ek nou nog nie hierdie sakkie gehad nie, want hierdie sakkie noem ons die Beautiful Ashes self van weg, so ek het hom nou die hele tyd by my. En dan het ek die 31ste Maart het ek Spreuke 31 op my kombuismuur gaan declare, tussen 'n helder klomp vlamme wat ek geskilder het. My jobs, die Spreuke 31. Iemand het my genader of ek nie vir hulle arbeid wil verkoop nie. Daar het die eerste been van my Spreuke 31 besigheid begin. Ek en die Heilige Gees het met 'n drive-through besigheid begin. So hulle bestel en dan drive hulle through en hulle luister na die arbeie op. Eers arbeie en later was dit groente. Die worship het konstant gespeel en ek is so dankbaar om van my huis af te kon werk. Ek hoef nie terug te gaan na my glorified jail, 'n werkspasie nie. Dan waar ek voor 8 in die oggend moes inklok en partymal eers na 6 in die aand by my huis aankom. Ek was vry om te slaap tot ek van self wakker word. Tussen die verwery het ons weer begin bak en brou en ek kon voel hoe ons as 'n gesin weer nader aan mekaar beweeg. Ek was so dankbaar om by my kinders en by my huis te wees dat ek nie die hele dag weg is en hulle het my 2 minuut noedels moet eet en heeltyd allerlei negatiewe goed op die TV kyk. Vir 28 dae het ek konstant geverf. My oudste het my partymal gehelp, maar my vader het my bonatuurlike energie en krag gegee. Hy het my gewys dat ek soos Nehemia van ouds was weer om mure te bou en te herstel. Omdat brei my passie is, het ek ook die Joseph Jackets wat ek gebrei gebless en ek het weer bestellings begin kry. 3 boeke is ook in hierdie tyd gebore. Ons het my 82-jarige ma se gebedeboek en verjaarsdagkalender en gebedsboek verander en dan is dit net tog so 'n stukkie. So maar julle het my dreef gekry. Dan het ons julle sê, sy het nie net afval verkoop lockdown tyd. Ons het wyn ook gehad. So julle kon by ons wyn gekry het. Ons het wyn ook gedrive-through. Sy was my grootste customer en ek was my eie grootste customer. Ek hou elke aand nagmaak. En dan gaan ek sê, julle gaan nou sien my tada. Dit is hoe ek gaan elke maand. Dis die weight loss manual is ook. Ek gaan net sê, Sata, ek onthou wat Jesus vir gedoen het. Tada! Okay. Toe het ek vir ouma se lock-up
Nee, ons het nie gesukkel nie. Van arbeie groente wyn, ons was reg. Okay, ouma het toe, my ma's baie talentvol. Daar's my ma is nou besig om, ja, sy's lus om oor te gaan, ons praat sommer net van oorgaan, maar sy was nog altyd baie mooi, baie talentvol, en sy was altyd bang om te bid. So sê ek, lank terug sê ek van my, hoekom skryf mamma nie briewe vir die Here nie? Skryf, maak het 'n brief. So sy so begin skryf. En toe ek nou in lock-up tyd het ek haar briewe gevat en net het so bietjie in dit ingewerk en dat ons dit nou in 'n verjaarsdagkalender verander. Ek kyk nou Januarie en dan is met haar skillerye hierin. So ek gaan sommer net hierdie enetjie lees vir julle. Tannie MC Skoeman het haar voorwoord vir haar gedoen. Ja, Tannie MC. En ek gaan vir Home Affair, ek gaan net hierdie enetjie se korter. Julie, kruise, dwarsbalke, worries. Dis aan my ma se skryf. Ek was deur lang valleie van doodskade weer leer, daar is lig en hoop. Dat ek al my bekommernisse op hom moes werp, dat ek elke aand wanneer ek gaan slaap, my worries of my bekommernisse wat in my gedagtes wil nes maak, een aan Jesus se kruis kan kap. Kruise kyk nie waarmee jy ry of waar jy bly nie. Kruise kyk nie eers of jy gewild is nie. Een oomblik speel die musiek, blink die sterre en die volgende oomblik dan tref die dwarsbalk jou. So jammer dat ek nie vroeër in my lewe al geweet het. Ek verstaan wat Galasiërs 2:20 sê beteken nie. In die nuwe lewende Bybel sê dit ek leef nie meer nie, maar die seun van God, die Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou op aarde leef ek deur geloof in die seun van God in my. Hy wat sy liefde vir my bewys deur in my plek te sterf. Dankie Vader dat Jesus vir elkeen se siekte, seer, kruise aan 'n kruis gehang het en weer opgestaan het en deur sy gees nou in my lewe. So dis sulke lekker gebede elke maand 'n gebed met sy kalender, met sy prent. Dis nou my se ma se boek en ja, sy was my grootste audience haar hele lewe lank. My skoonsies lag nou dat sy sê, ma sê, jy het altyd gesê, kyk mamma, kyk dat ek met hande klap. So ek honor my ma, dat sy nog altyd vir my hande geklap het. Ongeag almal wat weggehol het, maar my ma het altyd hande geklap. En dan het ons nou in lock-up ingegaan, so toe het ek, hierdie boek het ek so bietjie, dit is soms so lekker kindergebede en inkleurboek vir jou kinders, maar jy kan dit saam met hulle, so dis 'n gebed met inkleurpenne vir Afrikaans. En in lock-up het ek ook vir die Here gesê, maar wat mis? Toe gee ek by Matteus 6:33, seek first the kingdom. En dan gaan die things, want ons gaan altyd ons seek the things, die huwelik, die geld, die werk, die fyn. En toe het ek 3 jaar, het ek regtig gaan luister oor kingdom. In die nag luister ek goed oor kingdom. En toe ek het verstaan, toe dink ek, as ek een boek kan maak, as ek vir een mens kan sê, maar dis hoe dit werk. As jy dit verstaan, kan jy elke dag uit die hemel op die aarde lewe, want dit is soos 'n frekwensie wat jy moet instel. Waar stel jy in? Op radio dit, of radio dat, of die TV, daai kanaal, jy kan elke dag uit hierdie realm uitlewe. So dit is Living Out of Heaven, Living Out of the Kingdom, it's a coloring book. Jy kan hom as familie vat en saam met dit werk, dan kan jy kinders inkeer. Dat daar het ek gekom as 'n manual, ons het met die retreat begin, ons het gedink die mense gaan na ons toe kom, maar daai wat die Here sê sy planne is nie altyd ons planne. Dit was toe ons, voor ek begin het, my hele lewe lank het ons gesukkel met gewig, ek en my dogters forever en ons love kos. Moenie vir my sê ek moet 1 eier en 1 appel nie. Ons is lief vir kos, dit maak ons happy. En toe ons, en ek bedoel, ons 20 jaar wat ek al sê, dan moet iets eet, daar's iets wat jy eet, wat as jy hom eet, dan gaan hy die ander ding opvreet en dan gaan jy energie kry. En toe het ons nou by die plan gekom, so dis die plan. En weet julle dat ek al op die TikTok, ons TikTok, White Lost het ons 6,000 mense wat. So, dit gaan nie altyd oor maak jy geld nie, dit gaan vir my in die lewe as ek een mens kan bemoedig, of kan help, of raad gee, dan is dit my genoeg. So dis ons White Lost Retreat se manual, and that's it. So ek sê dankie vir my sitkamer, hier was in elk geval ander wat verby gekom het. Ek is baie bly, julle het julle tyd vir my bietjie gegee, en my skoonsit wat spesiaal ingekom het. Thank you.